die inwoning van die Heilige Gees. Hoe belangrik is die Heilige Gees in my en u lewe? En kom ek vat hier terug na 1 Samuel 2 vers 26 toe, waar hy sê, maar die seun Samuel het toegeneem in grootte, met ander woorde in statuur en in guns, by die Here, sowel as by die mense. Weet jy waar ek en jy kom? Alles wat ek en jy het vandag, dit wat ons bereik het, dit wat ons graag wil bereik, alles kom van die Here af. Die Here is so, hy staan gewillig om vir my en jou guns te bewys, want dit is sy natuur, dis wie God is. Hy is 'n God van goedheid, hy is 'n God van genade. En dan lees ons in 2 Samuel 9 vers 7, en Dawid sê vir hom, vir Mephiboset, wees nie bevrees nie, ek sal jou sekerlik guns bewys, terwille van jou vader Jonathan, en al die grond van jou vader Saul aan jou teruggee, en jy sal altyd deur aan my tafel brood eet. Wat sê die Here eerste vir Mephiboset? Hy sê Mephiboset, Dawid sê vir hom, moenie bang wees nie, moenie bevrees wees nie. Weet jy, God wil vir my en jou vandag sê, moenie bang wees vir die toekoms nie. Moenie bekommerd wees oor dit wat môre en oormôre nog gaan gebeur of dalk nie gaan gebeur nie. Weet jy dat die duiwel hou ons so besig? Hy hou ons so besig. Hy sê, hoekom wil God my en jou seën? Hy sê vir Mephiboset, ek wil jou guns bewys terwille van jou vader Jonathan. En weet jy hoekom wil God vir my en jou vandag guns bewys? Is terwille van sy seun Jesus. Dis terwille van Jesus, wat vir my en jou die prys betaal het, wat vir my en jou sy lewe geskenk het, sodat ek en jy vandag sy guns kan kry. En dan sê hy vir hom, hy sê Mephiboset, alles wat hulle van jou gevat het, ek gaan dit vir jou teruggee. Ek gaan dit vir jou teruggee. Weet jy, God wil dit wat die duiwel by jou kom steel het, of dit finansies is, of dit net jou binneste is, of dit jou blydskap is, dit maak nie saak wat dit is nie. God wil dit vir my en jou teruggee. Hy wil jou herstel. Hy wil hê jy moet toeneem in guns en in statuur, eerstens by hom. Eerstens by hom. En kan julle onthou in die eerste preek, waar het ons gepraat, wie kan onthou? Oor jou woorde. En verlede week het ons gepraat hoe om teleurstellings te oorkom. Weet julle, so baie van ons sit met teleurstellings, sit met pyn, sit met seer, met bitterheid, met al hierdie goed. En dit bind jou, dit hou jou vas, soos kettinge wat jou vashou. Jy het die vermoë om self te besluit en te sê, Here, ek los dit. Psalm 86 vers 2 skryf Dawid, hy sê, want 'n gunsgenoot is ek. 'n Gunsgenoot is jy. Wat proklameer jy oor jouself? Is jy God se gunsgenoot? Of sê jy, Here, ag, is vir 'n ander ou, dis nie vir my nie. Weet jy, dis vir elkeen van ons. God wil hê ons moet in guns lewe. Ons moet in voorspoed lewe. Hy wil hê dit moet met ons goed gaan. Dis vir elkeen van ons. Maar wat proklameer jy oor jouself? Dawid sê, Here, ek is die gunsgenoot. Kan jy dit vandag sê, Here? Sê net daar vir jouself, ek is God se gunsgenoot. Jy is God se gunsgenoot. En dan gaan ons bietjie praat vanoggend oor die salwing, die krag van die Heilige Gees, die inwoning van die Heilige Gees in ons. En ek wil die vat na Daniël toe. In Daniël 6 vers 4, toe het Daniël bo die ministers en die landvoogde uitgemind. Hoekom? Hoekom het Daniël uitgemind? Hoekom het dit met hom goed gegaan? Omdat 'n voortreffelike gees in hom was. Daarom was die koning van plan om hom oor die hele koninkryk aan te stel. Daniël het guns gehad, omdat hy 'n voortreffelike gees gehad het. Weet jy, hoe lyk die inhoud van jou hart? Hoe lyk die inhoud van jou gees vanoggend? Kan jy sê, Here, ek het 'n voortreffelike gees? Of is jy daai ou wat sê, Here, nee, ek is daai negatiewe ou. Ek is daai ou wat so besig is met al die wêreldse dinge. Laat my gees kan nie versterk word nie, my gees kan nie opgebou word nie, want die wêreld hou my net te veel besig. Daniël het 'n ander gees gehad. Dis hoekom hy uitgestyg het. Hy het God se gees gehad, maar hy was gelei deur die Here. En wat het Daniël anders gemaak? Kom ons kyk bietjie na Daniël 1 vers 8. Daniël het hom voorgeneem om hom nie te verontreinig met die spys van die koning nie. En God het aan Dawid guns en barmhartigheid verleen bo die hofdienaars. Hoekom het Daniël guns gehad? Hy het 'n besluit geneem. Hy het gesê, Here, dit wat in my lewe is, wat my van U af weghou, dit wat maak, wat my God word, ek raak ontslaaf van dit. Ek vat dit weg en ek fokus op U. Onthou toe Daniël hierdie goed deurgegaan het, waar was hy?
Hy was in ballingskap. Hy was nie in sy eie land nie. Hulle was weggevoer. En Dawid neem 'n besluit. Hy sê, Here, ek gaan my nie verontreinig met goed wat vir my onnodig is nie. Weet jy hoe baie hou die duiwel my en jou vandag besig met onnodige goed? Goed wat ons tyd so steel van die Here af, dat ons nie met hom tyd maak nie. Laat ons nie met hom tyd maak nie. Dan kyk ons in Daniël 6. Koning Darius sit vir Daniël in die leeukuil. Hy vaardig 'n bevelskrif uit en hy sê vir 'n tyd lank, almal wat nie hierdie God aanbid nie, wat nie hierdie beeld gaan aanbid nie, gaan ek in die leeukuil gooi of gaan ek straf. En Daniël besluit, ek gaan nie om wat die koning sê nie. Ek volg wat ek altyd gedoen het. En Daniël bid 3 maal op 'n dag op sy knieë. En wat doen hy nog terwyl hy bid? Hy spreek lofprysinge tot God. Weet jy, ons kan baie keer bid, maar ons gebede word die klaagliedere van Jeremia. Ek wonder of daar ouers wat meer gekla het as Jeremia. Wie het al daai klaagliedere van Jeremia gelees? Die Here weet as ek by daai klaagliedere kom, of dan raak ek depressief. Dan sê ek, Here, hierdie ou, hy skryf alles oor hierdie Israeliese volk. Hy was homself op 'n stadium in 'n modderput gegooi gewees en hy het net gewens hy gaan dood. En Daniël is in hy leeukuil, maar toe hulle die bevelskrif uitvaardig, wat doen Daniël? Die Bybel sê 3 maal op 'n dag, soos wat hy gewoond was om te doen, het hy nog steeds op sy knieë gegaan. Hy het op daai stadium die vensters in Jerusalem se rigting oopgemaak, want hy wil teruggaan. Hy het gebid en gesê, Here, ek wil teruggaan na my volk toe. Ek wil teruggaan na my land toe. Ek wil wees daar waar U ons my wil hê. Maar hy het ook te midde van sy omstandighede, hy het nie 'n pity party gegooi. Onthou julle verlede week het ons gepraat van 'n pity party. Hy het nie 'n pity party gegooi nie. Hy het gefokus op die Here. Hy het lofprysinge. Weet jy, die duiwel steel jou blydskap? As hy jou blydskap gesteel het, glo my, dit kring uit. Dit word net erger vorentoe. Maar Daniël het nie toegelaat dat sy blydskap gesteel word nie. En Daniël is uit die leeukuil uitgered. Want hy skryf in Daniël 6 vers 23. My God het sy engel gestuur en die bek van die leeu's toegesluit, sodat hulle my geen leed aangedoen het nie. Hoekom? Hoekom kan die duiwel my en jou geen leed aandoen nie? Hy kan probeer, onthou wat ek baie al gesê het, Jesaja 54 sê, hy sê nie ons gaan nie aanvalle hê nie. Hy sê ons gaan hulle hê. Maar hy sê as die aanvalle kom, dis nie uit God nie. Hy wat op jou aanval, sal oor jou val. Hier sê Daniël, die Here het daai leeu se bekke gesluit. Hoekom? Hoor wat sê hy. Omdat ek voor hom, voor God, onskuldig bevind is, en ek ook teen U, o koning, geen onreg gedoen het nie. Daniël het gefokus op wat van hom gevra word. Hy het God gelukkig gehou. Hy het gesê, Here, maak nie saak hoe lyk my omstandighede nie. Ek gaan nie laat my omstandighede my van God afvat nie. Ek gaan fokus op die Here. Ek gaan bly op hom fokus te midde van die omstandighede. Maar weet julle wat doen ons in omstandighede? Ons raak ons nou moedeloos, ons hou op bid, ons sulk, ons gaan sit in sak en aas, en ons sê, Here, dit kan nie meer werk nie. Dit kan, daar's altyd 'n hoop. Daar's altyd 'n hoop. Die Here weet, ek kan baie keer lekker depressief raak. Maar prys die Here. As ek daar klaar is, want ek klaar is met my pity party, dan sê ek, Here, nou staan ek weer op. Nou het ek weer krag, nou het ek weer moed. Nou sien ek weer kans vir môre. Maar moenie bly in sak en as sit nie. Want Daniël sê, ek het nie voor die koning of voor U, voor God of voor die koning, het ek enigiets snaaks gedoen nie. Ek het die Here behaag. Kan jy vir die Here sê, Here, my lewe behaag U? Here, my lewe gaan oor U. Ek doen wat U van my sê. En dan lees ons in Daniël 5 vers 11. Belsasar, julle agtergekom, hierdie koning is Belsasar. Hy verander Daniël se naam na Belsasar toe. Hy's Belsasar sonder die T. Maar Daniël is Belsasar. Ek weet nie hoekom hy besluit het. Jy weet daai jare is uit hulle mos almal se name verander. En koning Belsasar, daar is 'n man in U koninkryk, in Belsasar se koninkryk, in wie die gees van die heilige gode is, en in die dae van die vader Nebukadneser, is verligting en insig en wysheid, soos die wysheid van die gode in hom gevind. Hoekom? Hoekom het Daniël hierdie wysheid gehad? Hoekom het hy uitgestaan? Hoekom was hy anders as die res? Dan sê hy in vers 12, omdat in hom 'n voortreffelike gees en kennis en verstand gevind is.
Waar kom hy voortreffelike gees vandaan? Sy verhouding met die Here. Sy tyd wat hy met die Here, hy het homself weerhou van lekker goed in die lewe. Onthou julle is dieselfde Daniël wat gesê het vir 21 dae gaan ek vas, gaan ek bid. Hy het vir 21 dae gebid. Toe verskyn die engel van die Here aan hom na 21 dae. Sy vra vir die engel van die Here, waar was jy gewees aan 21 dae? Hoekom gee jy nou eers die antwoord? En die engel sê van Daniël, van die eerste dag af. Van die eerste dag af wat u en ek God se aangesig soek. Weet jy, hy antwoord jou? God is nie doofie. Partykeer dink ons hy's doof. Julle weet ons, dan raak ons so knaand. Here nou wanneer? Here nou wanneer? Here asseblief. Hier sê hy vir Daniël, van die eerste dag af. Daar in Daniël 6. Van die eerste dag af, wat jy jou aangesig daarop gerig het, om God se aangesig te soek, het hy jou gehoor. En hy sê, die engel sê, het hy my gestuur, om vir jou die antwoord te gee. God sal iemand stuur in jou situasie, om vir jou die antwoord te gee. Of het nou 'n engel uit die hemel uit is, of het 'n broer is, God sal vir jou die antwoord stuur. God sal vir jou die antwoord stuur. Maar jy en ek moet by God bly. Maar Daniël was hierdie voortreffelike man. Maar koning Belsasar, hy was 'n dwaas. Weet jy hoe baie van ons is baie keer dwaas? Baie keer maak ons foute. Baie keer ons spandeer ons nie tyd met die Here nie. Kyk wat was Belsasar se lewe. Maar u het u verhef teen die Here van die hemel. Daniël 5 vers 23. En die voorwerpe van sy huis het hulle voor u gebring. En u en die maghebbers, u vroue en die byvroue, het wyn daaruit gedrink. En u het die gode van silwer en goud, koper, yster, hout en klip geprys. Wat nie sien en nie hoor en nie weet nie, maar die God in wie se hand u asem en voor wie al u paaie is, hom het u nie vereer nie. Weet jy wat doen sonde? Sonde bring 'n wêreldse gees in jou. Sonde bring 'n gees wat jou van God afvat. Sonde maak dat jy lekker kry in die gees wat jy nou bedien, of wat jy volg. Hoe? As gevolg van die wêreld en as gevolg van die wêreldse begeerlikhede. Weet jy die plesier van die wêreld? Dit steel jou geestelike inhoud. Dit maak dat jou gees bedroef raak. Dit maak dat jou gees nie kan uitspring nie. Dit maak dat jy die gees, die Heilige Gees, bedroef. En weet jy wat doen dit nog? Dit maak dat ek en jy God se guns verloor. Want hoekom ons beweeg onder sy beskerming uit? En dan dink ons hy moet ons seën, ons dink ons moet voorspoedig wees. Wat sê die Here vir Belsasar? Hy sê tekel. Hy sê tekel in vers 27, Daniël 5 vers 27. U is op die weegskaal geweeg en te lig bevind. Hoekom was Belsasar te lig bevind? Hy het nie inhoud gehad nie. Hy het nie gees gehad nie. Hy het die wêreldse gees gehad. Hy het die plesier van die wêreld het hy nagejaag. Weet julle, ek bid baie keer en sê ek, Here, ek wil nie eendag voor u staan. En dan sê u, Malcolm, ek het jou te lig bevind nie. Vra ek, Here, sort my op hierdie aarde uit. Laat ek eerder nou die pak slaag kry. Laat ek eerder nou moeilikheid kry op hierdie aarde. Ek wil nie moeilikheid hê as ek in die hemel kom nie. Die Here weet as ek in die hemel kom, wil ek 'n loon kry. Ek wil vir God werk. Ek wil sê, Here, ek wil 'n loon by u kry. Ek wil nie nou op hierdie aarde 'n lekker lewe hê, maar dan mis ek dit dalk nie. Weet jy hoe baie mense het 'n lekker lewe? Onthou julle die ryk man en Lazarus? Hy het 'n lekker lewe gehad. Lazarus het baie hartseer gehad. Hy het voor sy deur gebedel. Maar hy het niks guns aan Lazarus gedoen nie. Kom ek en jy sê, Here, ons sal eerder nou die opoffering vat. Ons sal eerder nou die pyn vat. Maar in die hemel gaan ons vir ewig lekker smile. Gaan ons vir ewig 'n groot loon hê. Gaan ons sê, Here, dis 'n lekker loon. Die inhoud van die inwoning van die Heilige Gees gee jou inhoud. Dit maak dat jy vol is. Dat dit wat in jou is, dat dit uit jou uitvloei. Sit bietjie, ek het julle mos al baie gesê. Sit bietjie mense onder druk. Hoe weet jy wat in iemand se gees is? Sit hom onder druk. Dan kyk jy wat kom uit daai ou uit. Jy sal verbaas wees, jy ken mense, nê? As jy hom onder druk sit, die woorde wat daar uitkom, ek dink nie die Here het al so 'n woord gehoor nie. Daar kom vreeslike woorde uit. Sit net iemand onder druk. Dit wat uitkom, is wat in sy gees is. Hoe jy mense hanteer, is wat in jou gees is. Hoe jy optree in situasies, dis wat in jou gees is. Kry jou gees reg, sê Here, verander die inhoud van my gees, sodat wanneer ek optree, wanneer iets met my gebeur, laat die gees van God uit my binneste uitkom, laat ek 'n ander optrede hê. Matteus 12 vers 34, Jesus kom sleg, hy waarsku ons, hy sê julle is slange. Hy sê ons is addergeslag, ons is slange. Hy sê, hoe kan julle goeie dinge praat
terwyl julle sleg is. Want dan sê hy, want uit die oorvloed van die hart praat die mond. Dan sê hy in die volgende skrif, die goeie mens bring uit die goeie skat van sy hart, wat? Wat sê hy daar? Goeie dinge tevoorskyn. En die slegte mens bring uit die slegte skat van sy hart slegte dinge tevoorskyn. Waarmee vul jy jou hart? Waarmee vul jy jou gees? Wat is die inhoud wat in jou binneste is? Is dit God se gees? Is dit sy woord? Spandeer jy tyd in gebed om God gelukkig te hou? Of wanneer jy onder druk geplaas word? Wat kom dan uit daai hart uit? Onthou wat uit jou hart uit, by jou mond uitkom, is wat jy jou hart mee vul. Dis wat Romeine 10 sê. Wat jy met jou hart glo en met jou mond bely, dit sal uitkom. Wat glo jy? Glo jy God se woord? Staan jy op God se woord? Sê jy, Here, u woord is my aanvalswapen? Of ken jy nie eens die woord nie? Baie mense ken nie eens die woord nie. Hulle weet nie eers dit staan in God se woord geskrywe nie. Begin die Bybel lees. Sê, Here, help my, laat ek hom verstaan ook, wanneer ek hom lees. Daniël 6 vers 11. En hy 3 maal op 'n dag op sy knieë geval en gebid, en lofprysinge uitgespreek vir sy God. Net soos hy tevore gedoen het. Weet jy, as jy onder druk geplaas word, moenie iets verander nie. Doen wat jy gewoonlik doen. As jy nie gebid het nie, ja, begin dan maar bid en hou aan bid. Moenie dan begin bid en nou hou jy op nie. Julle weet ons almal doen dit. As ons in die moeilikheid is, wat doen ons? Dan bid ons ekstra. Nie Daniël nie. Toe die moeilikheid kom, toe doen hy net wat normaalweg is. Toe gaan hy maar net aan met sy lewenstyl. Partykeer moet God goed op ons, nie God nie. Die duiwel bring goed op ons pad, maar God laat dit toe. Sodat ek en jy ons oë kan oopmaak en kan sê, Here, ek het op 'n doodloopstraat afgekom. Nou moet ek besluit, wie gaan ek volg? Gaan ek God volg of gaan ek my nog steeds op hierdie paadjie aankarring? En as jy oor daai doodloopstraat gaan, dan is jy dalk self dood. Sê, Here, help ons. Bring ons terug na dit wat vir u belangrik is. Johannes 7 vers 38 sê, en hy wat in my glo, ek en jy wat in God glo, wat sê hy? Strome van lewende waters sal uit jou binneste uitvloei. En dan sê hy in vers 39, wat se strome van lewende waters is dit? Wat is daai lewende waters wat uit jou binneste uitvloei? Hy sê, en dit het hy gesê, van die Gees wat die sou ontvang, wat in hom glo, van die Heilige Gees was daar nog nie, omdat Jesus nog nie verheerlik was nie. Wat is in jou binneste? As ek nou net gesê, wat vloei uit? Is die Heilige Gees binne in jou? Vloei hy uit jou uit? Of is jy een van die ouens wat, as jy kwaad raak, die Here weet, dan moet almal op kole loop. Want hulle moet versigtig wees vir jou. Ek kan nie verstaan dat mense sê, kinders van die Here, as jy om hom kom, moet jy pas op wat jy vir hom sê nie. Ek wonder of daai ou die Gees van God in hom het. As jy jou wip vir elke tweede ding, ek wonder hoe lyk die Gees binne in jou. 'n Kind van die Here wat God se Gees het, hy wip hom ons nie vir alles nie. Of is dit net ek wat my se nou en dan wip? Maar die Here weet, omdat ek my om verskoning gaan vra en sê, Here, wat is nou my gees? Wat het nou my gees besig gehou? Kom ons vra die Here, help ons. Here, help ons. En dan lees ons in Handelinge 2 vers 47. En hierdie was die eerste bekeerdes. Die ouens wat heel eerste bekeer was, terwyl hulle God geprys het en in guns was by die hele volk. Onthou, net na die eerste bekeerdes ontstaan het, was die eerste bekeerdes begin vervolg. Die vervolging het begin. Hierdie Paulus was die eerste ou wat hulle begin vervolg het. Maar die Bybel sê hier, hulle was in guns by die hele volk. Hoekom? As jy daai hele gedeelte gaan lees, wat het hulle gedoen? Hulle het hulle goed onder mekaar uitgedeel. Hulle het saam brood geëet, saam nagmaal gebruik, saam om die woord gekuier, mekaar versterk in die Here. Dis wat hulle gedoen het. En dan sê hy, en die Here het daagliks by die gemeente gevoeg, die wat gered is. Die eerste bekeerdes het guns by God gehad. En toe volg, as jy wil hê die Here moet by jou byvoeg, kry sy guns. Sê, Here, help my dat ek die guns kry. Help my dat as my lewe nie vandag reg is nie, laat ek my lewe verander. Laat daar guns in my lewe kom. Handelinge 7 vers 10. En hom, Josef die dromer, uit al sy verdrukkinge verlos, en om guns en wysheid geskep voor Farao, die koning van Egipte, en die het hom gouverneur gemaak
oor Egipte en oor al sy hele huis. Hoekom? Want Josef het 'n ander gees gehad. Josef het God se gees gehad. Onthou julle, Josef was 'n jong seun, toe word hy weggevoer na Egipte toe, en wat het Josef gedoen? Hy het nooit dit wat binne in hom was. Hy het nie bitter geword nie, hy het nie die Here blameer nie, hy het gesê, Here, iets vir my 'n droom gegee, my pa en almal gaan nog voor my buig, ek staan op daai droom, ek volg daai droom, maak nie saak of ek in 'n vreemde land is nie, ek bly by daai droom. Genesis 41 vers 38 sê, daarop het Farao aan sy dienaars gesê, en dit gaan oor Josef, kan ons wel iemand vind, soos hierdie man, in wie die gees van God is. Weet jy wat doen die gees van God? Hy laat jou uitstaan. Hy maak jou anders. Mense kom in jou teenwoordigheid, dan vra hulle vir jou, hoekom lyk jy anders? Weet jy hoekom? Want jy die gees van God. Die gees van God bring lewe. Dit bring lewe in jou binneste. Dit verander jou omstandighede. En al verander dit nie omstandighede, dit verander jou. Dit maak dat jy 'n beter mens word. Dit maak dat jy 'n gelukkige mens word. En wat gebeur met daai gees van Josef? En ek stel jou aan, vers 41, oor die hele Egipte land. Wat doen die Heilige Gees? Hy bring vir jou guns. Hy skep vir jou guns. Hy is die ene wat die deure vir jou oopmaak. Hy is die ene wat voor jou uitgaan, wat vir jou sê, ek maak jou paaie gelyk. En dan lees ons in 1 Johannes 4 vers 4. Julle is uit God, my kinders. Kan ek sien, wie is wedergebore hierso? Ons almal is wedergebore. As jy wedergebore is, dan sê hy, julle is uit God, my kinders. En omdat ons uit God is, wat het gebeur toe ons wedergebore geword het? Die Heilige Gees het binne in ons kom bly. En dan sê hy, en hulle het oorwin. Hoe oorwin ons die Satan? Hoe oorwin ons die aanvalle? Hoe oorwin ons mense wat van jou sleg praat? Mense wat jou die hele tyd wil down doen, soos hulle sê. Omdat hy wat in my en jou is, sterker is, dis wat hy in die tweede gedeelte sê, of groter is, as hy wat in die wêreld is. Wat laat jy toe, as jy in omstandighede kom, wat vir jou te veel raak? Wat laat jy op daai oomblik toe? Wat beheer jou? Is dit die Heilige Gees? Of is dit 'n bose gees? Jy kan aan iemand se optrede sien, wie het hy op daai oomblik toegelaat om hom te beheer? Kom ek en jy sê, Here, begin by my. Help ons, laat die Heilige Gees ons beheer. Hoe het hulle oorwin? Wat sê hy? Deur die Heilige Gees. Die Gees wat in ons is. Die Heilige Gees maak van ons oorwinnaars. En dan sê in Romeine 8 vers 13. Ek het julle al baie vertel, hier is 'n skrif wat die Here vir my in 2014 gegee het, maar die Here het my gisterand weer herinner, want hy sê, want as julle na die vlees lewe, as ons alles doen om net hierdie vlees gelukkig te maak, sal julle sterwe. Maar hoe kruisig ek en jy hierdie vlees? Maar as julle deur die Gees die werke van die liggaam doodmaak, sal julle lewe. God vra van my en jou, los die werke van die Satan, los die bose werke, los die goed van die wêreld, wat jou so besig hou en bekommer die Gees uit. Deur die Gees sal God 'n verandering bring. En dan sê hy in vers 14, want almal, ek en jy, wat deur die Gees gelei word, ons is kinders van God. Amen. Kan jy sê, Here, tot op hierdie oomblik word ek deur die Heilige Gees gelei? Wat is die vrug van die Gees? Galasiërs 5, wat is die vrug van die Gees? Het jy dit? Hy sê nie die vrugte nie. Dis een vrug. Liefde, goedheid, getrouheid, lankmoedigheid, sagmoedigheid, selfbeheersing, geduld, vrede. Hy sê teen hierdie dinge is die Here nie. Dis die vrug. Het jy dit in jou binneste? Of is jy die hele tyd 'n brompot? Die hele tyd iemand wat sê, o, Here, my lewe is so swaar, jy kla. Miskien is jy van ons wat dalk vanoggend voel, jy het klaagliedere persoonlik oorgeskryf. Maar die Here gee ons kans. Hy sê vir ons vanoggend, jy kan daai klaagliedere verander. Hoe? Kry God se Gees in jou. Vra die Here, Here, help my. Laat die Heilige Gees in my uitkom. Johannes 7 vers 37. En op die laaste dag, die groot dag van die fees, het Jesus gestaan en uitgeroep en gesê, as iemand dors het, laat hom na my toe kom en drink. As jy dors het volgende, het jy al gesien hoe lyk iemand wat dors het? As jy nou vir 'n week in die woestyn was, jy het geen water nie, jy het geen kos, jy het niks gehad nie, en jy kom volgende hier ingestap, en hier staan 'n kan, met lekker water, en daar staan 'n bak vol water. Die Here weet, jy gaan nie nog eers kom en sê, hallo Here,
Gaan net gou hierdie kannetjie oopmaak en skink ek. Nee, jy gaan sommer daai bak water gryp want jy's dors. Hier sê Jesus, kom na my toe. Almal wat dors het, wat moet ons doen? Wat moet ons doen? As jy dors het, wat moet jy doen vanoggend? Wat vra die Here vir my en jou? Wat moet ons doen? Hoor wat sê in Lukas 24 vers 49. En kyk, ek stuur die belofte van my Vader. Wat is daai belofte? Die Heilige Gees op julle. Maar julle moet in Jerusalem bly totdat julle toegerus is met krag uit die hoogte uit. Wat vra die Here vanoggend vir my en jou? Kry die Heilige Gees terug in jou lewe. Wag op die Heilige Gees. Wag op die roepstem van God. Sê vir die Here, Here, wat ek ook al beplan in die toekoms, wat ook al my lewe is tot nou, Vader, ek vra U, help my om op U te wag in my binnekamer. Here, ek wil U aangesig gaan soek. Ek wil U vra, gee vir my leiding. Vir dit, miskien gaan jy deur iets vanoggend. Wat jy sê, Here, ek weet nie hoe om dit te hanteer nie. Wat sê die Here? Wat sê hy is die Heilige Gees? Totdat jy toegerus is met krag. Die Heilige Gees is 'n toerusting van krag. Dit gee jou krag vir die dag van môre. Dit rus jou toe om bo die omstandighede uit te styg. Om te sê, Here, maak nie saak waartoe ek nou gaan nie. Ek kan daar deurkom, want die Heilige Gees lei my. Bertus, julle kom vorentoe. Wie wil saam met my staan en net sê, Here, help my. Vul my vanoggend. Laat ek toegerus word met krag. Laat ek ook kan sê, Here, ek wil toegerus word. Ek wil sterk staan. As die aanvalle kom, Here, wil ek weet hoe om die aanvalle, die hoof te boet. Wil ek weet hoe om daar deur te kom. Wie wil net staan en sê, Here, Heilige Gees, rus my toe. Ek wil op U wag. Here, ek wil nuwe krag kry. Want die Bybel sê, hy wat op die Here wag, Jesaja 40 vers 28 tot 31 sê, hy wat op die Here wag, sal nuwe krag kry. Sê vir die Here, Here, begin by my. Vader, dankie dat ons vanoggend kan bewus word van die salwing van die Heilige Gees. Dat ons kan bewus word van die krag. Here, ek is die eerste een wat vanoggend wil sê, Vader, ek kom soveel kort. Here, ek doen te veel goed in my menslike, vleeslike krag. Here, U sê in Romeine 8 vers 13, as jy deur die vlees lewe, sal jy sterwe. Vader, ek vra U vanoggend, help my om hierdie vlees te kruisig. Elkeen wat opgestaan het vanoggend, help ons, Here, om hierdie gees te kruisig. Help ons, Vader, om deur die Gees, om deur die Heilige Gees, om in afhanklikheid van die Heilige Gees, die werke van die vlees dood te maak. En Vader, ons wag op U. Ons wag op U. Here, ons wag op U in ons binnekamers. Waar ons kom, dat U ons toerus met krag uit die hoogte, dat die krag van die Heilige Gees, die salwing van die Heilige Gees oor ons kom. Jesaja sê, die salwing van die Heilige Gees sal die juke in ons lewe verbreek. Here, verbreek daai juke. Heilige Gees gaan saam met ons, lei ons, beskerm ons. En ons dank U daarvoor in Jesus kosbare naam. Amen. Ons gaan net eers 'n liedjie sing.